Môre almal, ons lees vanoggend saam met Johannes 15, 9 tot 17. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Grotere liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer 'n slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Terwyl die kinders uitgaan, vir ons besoekers, ons het nou hierna 'n gemeentevergadering, maar ek en van die studente sal agter wees, jy kan gerus saam met ons koffie drink, daar kan ons lekker gesels, terwyl die gemeente hier besig is. Kom ons raak dit weer stil voor die Here, kom ons raak dit bewus van sy heilige grondgebied. Here sê in Jesaja 41 vers 10, vir die volk Israel, wees nie bevrees nie, ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help ook jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Maar as die knegg Job wat gebid het, ja, en hoe meer ou daaraan dink, hoe meer dink ou, dit is in geloof. Hart vol geloof, hart vol verwondering. Hart gevul met vreugde. En hy het gebid en gesê, volgens hoors het ek van u gehoor, ek het dinge gespreek, te wonderbaar vir my. Maar nou het my oog u gesien. O Heer, Johannes 15 is in baie gevalle woorde wat ons spreek en hoe kan ons nie anders as om te dink dat hierdie woorde vir ons te hoog is, te wonderbaar is om te spreek. Daarom bid ons nou, deur die Heilige Gees, kom breek dit oop in ons hart. Help ons om te verstaan. Al is dit net 'n saadjie wat gesaai word, of 'n saadjie wat ontkiem word, Here, dis U wat laat groei. Laat groei iets in ons binneste. Ons het U nodig. Spreek ten spyte van die swakheid van die prediker. Spreek ten spyte van wat ook al daar buite gebeur. Help ons dwalende gedagtes, verhelder ons verstand, maak ons harte oop. Ons is hier besig op heilige grond voor 'n heilige koning, skepper van die hemel en die aarde.
Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. Help ons om dit te onthou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is nou besig met 'n reeksie, ons begin met 'n reeksie, kort reeksie. Wat ons stil gaan staan by die Westminster Katekismus. Net vinnig, net die eerste ene. En Westminster vra, wat is jou doel? Wat is ons doel? En dan antwoord hy en sê, my doel is om God te verheerlik en om God te geniet. Om God te verheerlik en om God te geniet. En vandag staan ons stil by God te geniet. Volgende week gaan Quentin preek oor om God te verheerlik en dan die week daarna sit ons die twee bymekaar en ons kyk wat sê die woord daaroor. Maar Johannes 15 is een van die tekste volgens oorlewering wat die manne in die tyd van toe Westminster bymekaar gestel is, wat hulle gebruik het as bewys dat die Bybel leer dat dit ons doel is. En dit is pragtig. En ek hoop God gaan die genade skenk dat dit wat hier in my hart is ook vir julle laat glimlag. Want dit is, soos ek sê, soos Job sê, is net te groot. Is net te groot, is eintlik te wonderbaar vir ons. Want hoe doen nou dit? Hoe doen nou dit? Tim Keller het een keer het hulle vir hom gevra om te praat oor wat is ons doel? Wat is die doel van die lewe? En hy het 'n halfuur lank naam na naam na naam en net Tim Keller se geniale manier het hy 'n paar name opgenoem en wat hulle gesê het, groot name in die verlede, groot denkers in die verlede, Christene en nie-Christene, wat almal stil gestaan het by die idee van, maar wat is ons doel nou? En ek wil dit opsom met wat eintlik hierdie ouens, as mens dit kan saamvat in een sin, wat eintlik hierdie ouens by uitkom is, jy gaan eers jou doel besef, as jy weet, daar is nie eintlik so iets nie. Dis nou die nie-Christen kamp. Jy gaan eintlik eers dit weet, as jy besef, maar jy het eintlik jy doel. En dan gaan dit, en wanneer jy dit besef, gaan jy eintlik eers op 'n plek kom, waar jy gevul kan word met vrede. Waar die lewe begin sin maak. En ek weet nie van julle nie, maar dit maak glad nie vir my sin. Groot name, Tolstoy, Miguel, ek het die name hier neergeskryf want ek gaan dit vergeet, Voltaire, almal het dieselfde in gemeen. En ons Here Jesus Christus sê dit ook. Almal het dieselfde in gemeen is dat jy moet stil staan. Jy moet op 'n plek kom waar jy begin stil staan by die vraag, maar wat is my doel nou? Want almal het dit in gemeen wat sê die probleem van ons lewe is dat ons so besig raak en ons self so besig hou en ons brein en ons hande en ons emosies so besig hou, so half bedwelm, as ek dit so kan stel, dat ons nooit daai vraag in die oë kyk. Dat ons nooit regtig met dit worstel nie. Dat ons nooit regtig bietjie herkou aan wat ons doel is. Maar ek glo ons Here Jesus Christus en ek glo die evangelie en ek glo ons as Christene het 'n beter antwoord op dit. En ek weet hier is ouens hierso wat nog worstel met God en worstel lewe hy en te bang is om die stap te neem om te begin worstel, om die draak aan te vat om die vraag te kan antwoord, maar wat is my doel? Wat is my doel? En ek wil jou uitdaag om net vandag, net met 'n oop gemoed na hierdie preek te luister. Net met 'n oop gemoed te vra, dit wat die skrif vir ons gee. Dit wat die skrif vir ons gee, is dit nie dalk die beter antwoord nie. Nou wil jy uitdaag gaan weeg dit
teenoor al die ander antwoorde. Gaan weeg dit net, gaan waag dit om Christendom te weeg. Ergens die pad sê jy dit moet doen. Johannes 15, kom ons klim in, kom ons kyk wat sê Johannes 15. Johannes 15 begin met vers 9, ons perikoop hierso wat ons gekies het. Begin met net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief, bly in my liefde. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief, bly in my liefde. So wat sê ons Here Jesus Christus? Ons Here Jesus Christus sê, daar's 'n koneksie tussen hulle twee, soos 'n energiebron wat ingeprop is, en die skakelaar is aangestel, daar's beweging, daar's inligting wat verbygaan, daar's krag wat verbygaan, daar's iets meer tussen hom en die Vader, as wat hulle daar kon sien, die ouens wat luister. En vir ons wat die eerste keer hier is, ek sien nie baie wat die eerste keer hier is, maar is ons wat die eerste keer hier is, jy kan nie die woord net lees, net so in sy versie vir versie, en dan dink jy gaan verstaan wat aangaan. Jy moet die konteks lees, jy moet vra, wat sluit die skrif oop? Die vorige gedeelte wat na die gedeelte is soos 'n ketting, met klomp gedagte eenhede. Ons glo dat die woord sê dat die skrif sy eie beste verklaarder is. En so wat is die sleutel wat ons Here Jesus Christus? Net bietjie voor dit beskryf ons Here Jesus Christus die evangelie as God wat 'n wingerd is en ons is lote en ons word in die wingerd ingeplant. En wanneer ons in hom ingeplant is, dan is daar 'n vloei van energie en dan is daar vrugte wat kom en dan sê hy, so moet ons wees, soos hierdie loot wat in hom is. Sonder die wingerd, sonder die basis, sonder die energie wat begin vloei, kan ons nie leef nie, kan ons nie vrugte dra nie en is ons nie op 'n goeie plek nie. En maar die skrif en ons Here Jesus Christus bou nou hier op. Hy bou nou hier op. So hy begin daarmee. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. So hy sê, onthou nou die konsep van die wingerd en die loot. Ek weet nie of julle al dit gedoen het nie, maar dit is ongelooflik. Dis ongelooflik. As jy die gaan Google dit bietjie, gaan YouTube dit bietjie, as jy iets inloot, die stam, jy keep 'n deel uit, so die stam kry seer, jy keep 'n deel uit. En die loot, die stokkie wat daar is, hy word in hom ingeplant, maar jy moet hom ook sny, jy moet hom ook kerf, so daar's 'n proses wat hierdie loot moet deurgaan, om reg te wees, om deel te word hiervan. En dan bind jy hom toe, met die twee wat so in mekaar is, en hy word letterlik 'n uitvloeisel van die stam, daai lootjie. En as jy die loot los, dan gaan hy doodgaan op sy eie. Maar as jy hom insit, dan is asof hy weer begin lewe kry, asof daar weer iets aan die gang is. Is ongelooflik. En dis die beeld wat hier aan die gang is. Ons Here Jesus Christus sê, ons is soos hierdie loot. Ons is soos hierdie loot. En die nie-Christen wat vandag hier is, die ouens wat wonder oor die dinge, wat Christendom nog uitkyk. Jy kan langs die kerk staan. Jy kan dag na dag leef. En jy kan nog steeds groen blaartjies hê. Jy kan nog steeds soos 'n mes vat aan jou krap, dan kan nog steeds dalk bietjie sappies uitkom. En jy kan dalk in jou lewe goed bereik wat aardsgewys hoog is en groot is en waarop jy trots is.
Maar ek en jy albei weet, jy gaan leeg voel. Ek en jy albei weet, binnekant gaan jy voel iets kort. Ek en jy albei weet, as ek aansluit by verlede week se preek, jy gaan verlang na iets meer. En ek en jy albei weet, die beste wat hierdie wêreld kan bied, gaan jou leeg laat voel. Jy gaan soos die lood wees wat daar langs die wingerd is. En een van die dae gaan jy oud, verrimpeld en hartseer wees. Maar daar is alternatief. Daar is alternatief. En mag jy in God se genade die alternatief sien. En mag jy hom lief kry. En mag daar iets binne jou wakker word wat dit begeer. Mag daar iets binne jou wakker word wat begeer. Vers 9 sê, God se liefde, as ek dit kan saamvat, is die fundament. Is die fundament van ware doel, ware blydskap. God se liefde, kom van hom af. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die basis. Sonder hom kan ons nie bou nie. Hy is die stam, sonder hom het ons die lewe nie. Dis God se liefde, dit begin by God, dit begin nie by die mens nie. Ons neem nie daai tree en sê, Here Jesus, ek wil, nee, God begin, God werk in jou. God is dit wat warm maak, God is dit wat hoop bring, God is dit wat sin gee. En dis die basis hier, nou kom wil hy nou terug gaan. Dis die basis hier. Die Vader het my lief, het ek julle lief. So God, die Vader, sy liefde vloei na die Seun toe, en daai liefde van God die Vader en die Seun vloei na ons toe. En ek wil hê jy moet dit weet vandag. Maak nie saak waar jy is in jou lewe nie, daar is 'n liefde wat vloei na jou toe. Daar is 'n liefde wat vloei na jou toe, en die vraag is, erken jy dit? Of kop jy dat teen? Probeer jy weghardloop daarvan, of soek jy dit? Maar die volgende vers, wat ek saamvat in die woorde, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is die pad na blydskap. Gehoorsaamheid is die pad na blydskap. Wanneer daai wingerd, daai lood deel word van die wingerd, en die son begin skyn, en die water begin opgetrek word, die voedingsstowwe begin opgetrek word, en die voedingsstowwe gaan in die lootjie in, gaan in daai takkie in. Dan kan die lootjie nie besluit, nee, ek kies wat se voedingsstowwe kom, nee, ek kies hoe hierdie water nou gaan, ek kies nou wat hier gaan gebeur, nee. Hy kom. En wat daai stokkie moet doen is, hy moet in gehoorsaamheid vat wat hy kry, en hy moet in gehoorsaamheid doen, in deel word van hierdie lood, van hierdie wingerd. Hy moet in gehoorsaamheid die reëls gehoorsaam wat vir hom gegee is, want sonder daai reëls is hy niks werd nie. Het hy nie 'n doel nie. En dis wat hier gebeur, en dis wat met ons gebeur. Ons is op 'n plek waar ons baie keer sê, nee, maar Here, my reëls. Ek wil nie glo, maar ek wil saam bly. Here, ek wil nie glo, maar ek wil U aanbid op my terme. Here, ek wil U eerste stel in my lewe, maar nie met my finansies nie. Here, ek wil U eerste stel in my lewe, ek wil my denke en alles wil ek vir U gee, maar net nie hierdie deel. Hierdie deel nie, want hierdie deel gaan my hoe ek werk beïnvloed. Ek wil my gawes gebruik vir U, maar op die sportveld wil ek kies om te vloek en te beklei.
en van u te vergeet. Op die sportveld wil ek hê die lig moet op my wees, nie op u nie. Luister wat sê die woord, vers 10. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Daar is niks wat ons Here Jesus Christus gedoen het wat teen die wil was van die Vader. Niks. Die Vader wou redding bring. Ons Here Jesus Christus het gesê ek sal die middel wees. Die Vader het besluit dit gaan 'n kruisdood wees. Ons Here Jesus Christus het gebid en gevra, as dit u wil is, neem dit weg. Maar die Vader se wil was kruis en hy het kruis toe gegaan. Hy het niks gedoen wat teen die Vader se wil is nie. En daarom het hy krag deur hom gevloei. As hy teen die Vader opgestaan het, dan sou hy vol sonde gewees. As hy teen die Vader opstaan en gedoen het wat nie in die Vader se wil was nie, sou hierdie krag nie gevloei het nie. Maar sou hy soos die duiwel gewees het. Maar hy was nie, want hy was 100% God. En hy is 100% in die wil van God. Daar was 100% simbiose. Volkome God, volkome mens. En ons Here Jesus Christus sê, nou is dit jou beurt. Ek het die voorbeeld gestel. Volg my. Dien die Vader soos ek die Vader dien. En omdat dit gebeur, kon hy lief hê. Omdat hy die Vader gedien het 100% en hierdie liefde van die Vader deur hom gevloei het, kon hy ons lief hê. Want die Vader het lief. God sê in die Ou Testament, ek het nou die teksvers vergeet, maar daar staan, ek het jou lief, want ek het jou lief. Ek het jou lief, want ek het jou lief. Wat eintlik daardeur sê is, dis wie ek is, dis my wese. God is liefde. En dit kan nie anders nie, dit vloei. Soos die son nou, as ek bietjie by Louis Kikleo kan steel, soos die son nou heeltyd hitte genereer en lig genereer, nou heeltyd, so is God se liefde vir ons. Hy is besig om te straal, hy is besig om liefde te straal. En wat doen ons? Een van twee dinge. Ons submit, soos die Engelsman sê. En ons dien God. Ons maak die ou mens dood in ons. En dis wat lood beteken, né? Jy word fisies uit 'n ander lewe uitgevat, uit 'n ander lewensbron uitgevat en 'n nuwe lewensbron ingeplaas. Jy sterf as ou stok, jy sterf as ou identiteit en 'n nuwe een word ingeplaas. So of jy sterf, jy begin lewe in God se wil, lewe in vanuit die liefde wat God gee, in gehoorsaamheid op hierdie pad, of jy draai jou rug op hom, jy draai jou rug op geluk, jy draai jou rug op sin in die lewe, en jy kies jou eie weg. Dit is een van twee keuses. Daar is nie 'n derde pad nie. Dit is of vir God of teen God. Ons kan nie die wêreld vashou en God vashou en dink ons is okay nie. In vers 15 is 'n interessante woordkeuse wat ons Here Jesus Christus hier gebruik. En ek wil net stil staan hier by, gebruik die woord vriend. Ons is God se vriend. Ek noem julle my vriend, julle is nie meer slawe nie. Paulus sê ons is slawe van God. Die Bybel weerspreek hom hier nie, ek wil dit net gou verduidelik.
Wanneer die Bybel sê ons is slawe van God, beteken dit in die konteks van die tyd waarin hulle geleef het. 'n Slaaf het die vryheid gehad om voluit te werk vir sy Heer. 'n Slaaf het die vryheid gehad om sy Heer te dien. Hy hoef nie bekommerd te wees of sy vrou en sy kinders okay gaan wees nie. 'n Goeie eienaar sou gekyk het na sy slaaf en sy vrou en sy kinders en alles. So hy kon sy werk doen, hy kon fokus op wat nodig is. Die job kon klaar gekom het. Want die eienaar is goed, die eienaar voorsien, die eienaar is die bron van inkomste. Hy het kos, hy het klere, hy het huis en alles. En in daai sin bedoel Paulus ons is slawe. God besit ons nou. En daarom kan ons hom met vrymoedigheid dien, want hy gaan voorsien. Hier sê hy basies dieselfde ding. Ons is nie slawe in die sin van ons moet nou net ja en amen op alles nie. Ons moet ja en amen op alles, maar die vriendskap wat hy gebruik is presies dieselfde. Dit is 'n oop deur tot God se hart. Dis 'n oop deur wat ons met vrymoedigheid kan sit by God en vrymoedigheid kan kom na die Here toe. Want onthou en tot nou toe kon dit nie gebeur het nie. Jy moes eers geoffers bring het, jy moes eers gereinig geword het, die ouens wat die offers bring, moes hulle self eers reinig. Soos hierdie proses gewees, jy kon nie net tot die Vader kom. Ons Here Jesus Christus sê hy het 'n nuwe era aangebreek. 'n Warm era. 'n Era van hoop. 'n Era van krag, 'n era van liefde. 'n Era van vriendskap. Ek het 'n vriend en hy's groter as ek, so vergewe my. Hy is hier vandag. Twee ouens. Ek weet hulle sal my enige tyd bel as hulle my nodig het, ek weet dit. En ek weet ek kan hulle enige tyd bel. As hulle my nodig het. As ons by mekaar kom, is dit nie in vrees teenoor mekaar nie. Is dit nie word ek nou geweeg, moet ek nou dinge reg sê, ek kan myself wees. En ek glo, hulle kan hulle self wees. So, as ons by mekaar is, hulle is lidmaat, as ons by mekaar is, sal hulle baie keer 'n biertjie drink, of 'n brandewyntjie drink, en dan sal ons praat oor die Here, of praat oor die lewe, of net praat, want dit is okay. Maar ons sal ook goed vir mekaar gee en goed vir mekaar doen. Al maak dit ons seer. Soos Glenn wat daai kar gegee het, hy Mahindra wat buite staan met die stickers op. Hulle gee dit. Hy wil nie eens wat sê nie, maar hy gee dit want dit kom uit die begroting uit. Hy dien die Here so. Maar as vriend het ek vir hom antwoorde gegee op geestelike vrae wat hy het. En 'n bier gekoop en ek kry 'n kar en vir Johan het ek 'n bottel brandewyn gekoop om dankie te sê dat my seun kon skiet met sy geweer en my lisensie is nog nie uitgesorteer nie. En hy het gister vir my 'n motorfiets persent gegee. Wat probeer ek sê? Vriendskap is intiem. Vriendskap is opoffer uit twee partye uit. Vriendskap is dieper as net 'n kennis. Vriendskap is dieper as net 'n in vrees voor God wees. En verstaan my nie verkeerd nie, ons het dit nodig, ons moet. Ek dink vandag se tyd het te min vrees vir God. God is nie ons maatjie in die sin van lekker nie. Hy is God. Hy is heilig, hy is almagtig, hy is skepper van hemel en aarde, hy het gespreek en die wêreld is daar, hy is een wat die aarde aan niks opgehang het nie, maar hy is terselfdertyd ons meester, hy is terselfdertyd ons vriend, want sy behoefte is, sy liefde, sê, hy het 'n objek nodig, John Piper se woorde, die objek van sy liefde is ons.
Die wêreld weet van God se heiligheid, die wêreld weet van God se genade, omdat die mens bestaan. Die skepping vertel van God se mag. Die skepping roep uit. Hy's in beheer. Hy's groot, hy's heilig, hy's onaantastbaar. Maar hy's ook intiem. Intieme liefde. En vir baie ouens van ons wat hier sit, sukkel met dit. Baie ouens wat uit baie konservatiewe agtergronde, sterk gereformeerde kerk uitkom. Ons is maklik om te sê, yes, God is groot, God is heilig, God is daar ver. Ons moet voor hom buig heeltyd en is waar, is reg. Dit kom ons maklik by. Maar ons sukkel met die, hy is ook my vriend. Hy is ook die ou wat nie uitstap as ek droog maak. Hy is ook die een wat ek met vrymoedigheid kan gaan en kan sê, Here, help my. Here, hou my net vas. Here, ek het U nou nodig. Ons sukkel met daai. Dan is ouens wat uit minder konservatiewe geskiedenis uitkom, wat die warm vriendelikheid dit verstaan. En ons sukkel met die, ons moet in vrees en bewering voor God wees gedeelte. Maar as jy Johannes 15 in konteks lees, gee dit vir jou albei. Hy's heilig, hy's groot, hy's almagtig, maar hy's warm, liefde, vriendskap, blydskap. Ons moet in vrees en bewering voor hom val. Ons moet hom lief hê met ons hele hart, met ons hele wese, met ons hele siel. Hy's in beheer. Hy is vol genade. Hy's 'n verterende balvuur. Hy's 'n vriendelike, liefdevolle wese. Dieselfde God. En hy kan, want hy's God. Dis wie hy is. Ek weet nie waar is jy tussen die twee nie. Maar God is albei vir jou. God is albei vir sy kinders. Dan vers 16 en 17 is soos 'n omarming met vers 9. Soos of hulle hande vashou met al hierdie pragtige inligting oor God hier in die middel. Vers 16 sê, julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Sy sê, ek het jou gesien as Lot. Ek het gesien, jy is besig om te sterf. En ek het jou gevat en in my geplant. Ek het jou uitgekies. Om wat te maak? Vrug te dra. Nie net vrugte dra, vrugte wat blywend is, ewige vrugte. Sodat wat julle van die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Vers 17, dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. Ek het vers 11 aangeraak, maar ek het moetswillig die steel van hierdie gedeelte uitgelos. Ek gaan vir julle lees. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees. En julle blydskap volkome kan wees. Hy sê, hy het ons uitgekies en nie verwerp nie. Hy sê, in hom en hom alleen is lewe. Hy sê, hy is ons vriend. Hy sê, in hom en by hom alleen is daar vrugte, ewige vrugte. Ons kan nie ewige vrugte hê. Net vrugte wat van God afkom is ewig. Hy sê, ons het nou die vermoë deur hom
om vrugte te kan gee. Want dis wat hy kom doen het. En dan sê hy, ek sê dit, sodat julle kan bly wees. Ek sê dit, sodat julle vrugte kan dra. Psalm 37 vers 4 sê, vind vreugde in die Here, dan sal hy vir jou gee, wat jou hart begeer. Vind vreugde in die Here, dan sal hy vir jou gee, wat jou hart begeer. So as ons in hom is, as ons dink soos wat hy wil dink, as ons met koninkryks oë kyk na die wêreld, en as ons verstaan, genade verstaan, dan gaan ons vreugde in hom hê. En wanneer ons vreugde in hom het, en ons vra vir die Here, help ons, lei ons, dra ons, ek het hierdie en hierdie nodig dan gaan ons doen volgens die koninkryk. En dan sê hy, soos wat hy in die Ou Testament sê hy nou ook hierso, dan sal ek vir julle gee, wat julle hart begeer. Hoekom? En dan vra ons, Here, gee vir ons U wil. Gee vir ons U wil. En dis ons hoogste vreugde. Dis ons hoogste hoop. C.S. Lewis het 'n baie groot deel van sy teologiese werk. C.S. Lewis het Narnia geskryf, maar baie groot deel van sy teologiese werk en vandat hy tot bekering gekom het gegaan oor die onderwerp om God te geniet. Het gegaan oor om God te geniet. Ek gaan 2 aanhalings lees, maar ek wil die eerste ene begin en net so 'n bietjie uitpak. Jesus liefde en blydskap is die klank waarvan die aardse vreugdes net ego. Jesus liefde en blydskap is die klank waarvan die aardse vreugdes net ego. Ander woorde, as jy opgewonde is oor die meisie wat jy kry, of jy is opgewonde oor gister se bulle wat so goed gespeel het, of ek wat gister in dankbaarheid rondgery het met die bike terwyl ek moes preek maak. Daai vreugde is net 'n ego. Hallo. Is net 'n ego van Jesus se liefde vir ons. As jy sonder ons Here Jesus Christus is, en die egos maak jou opgewonde, dink oor hoe moet dit wees om die bron te sien, om by die bron te leef, om by die een te wees wat liefde spreek, doop spreek. Dink moet dit wees. As die beste wat hierdie wêreld bring, daai goue medalje, daai groot reis wat ons klaar gemaak het, al daai goeders, net egos is. Ons sluit ook af in die laaste een van ou C.S. Lewis. Hy sê ons loof wat ons geniet. Ons loof dit wat ons geniet, want lof beskryf nie net nie, maar voltooi ook die genot. Ons loof wat ons geniet, want lof beskryf nie net nie, maar voltooi die genot. So hy sê, as jy voor iets wonderbaar staan, as jy voor iets staan wat vir jou pragtig is, as jy voor daai ego staan, en dit is vir jou, het vul jou met vreugde, wat doen jy? Jy sê, wow, it's amazing. Jou hande gaan in die lug, of wat ook al, maar jy het 'n vorm van lof wat jy betuig. Iets gebeur met jou lyf. En C.S. Lewis sê, daai is, omdat dit daai blydskap voltooi. Maar die een wat eintlik geloof moet word, is God. Is ons Here Jesus Christus.
Hy is die wat eintlik geloof moet word. En wanneer ons hom loof, wanneer ons hom prys, is dit asof die prentjie volkom. Is dit asof ons doel bereik. Is dit asof die lewe met sy seer, met sy swaar, met sy uitdagings begin sin maak. Want as ons na God kyk, dan kyk ons deur die seer en ons sien iemand raak, wat hierdie seer in sy diens stel en iets beters maak daarvan. Ons hoor baie van die kansel af, van die vooraf wat ons, Paulus se woorde van, ek is seker dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is. Ons hoor dit baie, maar wat is die konteks daarvan? Die konteks daarvan is, Paulus sê, ek is gemartel. Ek is vir die dood gelos. Ek sit in die tronk. Mensliker gewys het ek geen hoop nie. Maar God. Ek kan nie anders om te loof en te prys nie, want wat ek gesien het. Wat ek gesien het maak my bly, wat my gesien het vul my met niks anders nie as lof vir die Here, want ek kan deur dit kyk en ek kan God sien, ek kan hoop sien, ek kan krag sien. Hoe moet dit wees om die echo's te volg en die bron te ontdek? Hoe moet dit wees om vrugte te sien en te weet, dit was God en God alleen. Waar is jy? Waar is jy? Wil jy nie net vandag dit waag om te vra, wat is my doel? Wil jy net waag om die echo's te begin volg en ons Here Jesus Christus raak te sien? Daar is blydskap, daar is vreugde, daar is vrede, daar is krag. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Hoe moet dit wees om dit nie net te hoor nie, maar te voel, te leef, te doen? Kom ons bid saam. Vader, ons loof U dat ons U Vader mag noem. Ons loof U dat ons woorde nou deur ons Here Jesus Christus se middelaarswerk gereinig word en voor die troon gelê word as lieflike reukoffer. Ons loof U dat ons U mag loof, want U het ons lief. Ons loof U dat ons U wil loof, want U is vir ons mooi, U is vir ons goed, U is die enigste ding wat sin maak. Maar ons bely, die lewe maak nie altyd sin nie. Ons bely, ons het nie altyd die vermoë om soos Paulus deur ons seer te kyk en nie agter dit raak te sien. U behoort dit raak te sien. Ons het nie altyd die vermoë om stil te word en te wonder, maar wat is U wil nou in hierdie situasie? Here, daar is iets binne in ons wat wil weghardloop. Daar is iets binne in ons wat ons eie wil volg. Maar ons dankie vir genade en hoop en liefde. Ons dankie vir U seun wat kom sterf het vir ons om te kon doen wat ons nie kon doen nie. Ons dank U dat ons U vriend kan noem. Iemand wat luister. Iemand wat ons so gereinig het, so skoon gewas het, dat ons in vrede na U toe kan kom. Dat ons kan weet, U stap nie uit nie. Ons bid, Here, ons bid vir meer vrugte. Ons bid vir meer krag. Ons bid vir meer in lyn wees met U genade. Maar ons bid ook vir meer verwondering. Ons wil meer in verwondering staan voor U.
Here, die egos is vir ons mooi, maar U is beeldskoon. En help ons om nie net die mooi te sien nie, maar U te sien. Die bron vir alle goeie dinge. Ons loof U en ons prys U en ons dankie hiervoor in Jesus naam. As dit U wil is, Here, vul ons nou vir die volgende lied. Vul ons nou met lof. Dat die woorde wat ons sing vir U aanneemlik sal wees.